Hallo vriende, goed om julle allemaal vandag hier te sien by die geleentheid waar ons, ek wil nie sê afskeid neem nie, want ons het in 'n sekere sin al lank afskeid geneem. Maar aan die ander kant, dit is die finale groet waar ons nou allemaal saam is en die Here ook dank vir hierdie wonderlike mens wat in ons lewe kon wees en wat gaan voortleef in almal se harte en veral in julle wat so naby aan haar was. Ek gaan nou probeer om net so die wind uit te bly met my papiere, pak hulle my vas. As Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. As iemand in my glo, sal sy lewe, al het sy gesterwe. En ek het ook gesê, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en omdat ek leef, sal jy ook leef. Dit is 'n wonderlike belofte waar ons kan bou en waar ons vandag beslis ook kan steun. En ek wil vir julle, veral julle wat hier voor is, en ek ook net verseker daarvan, ons hulp kom van die Here, die wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot die ewigheid. Genade vir julle. Annelie en Werner, Louise en Dirk, Jaco en Julie, Marius en Sandel, Monica en Natasha, al die vriende en familie wat vandag hier is. Ek wil baie graag van my kant af en van die gemeente se kant af, wie daar ook vandag 'n paar mense is, wil ek ons medelee betuig. Ons kan dink dat die afsterf van julle ma en ouma groot lewe te laat. As ons dink die impak wat sy op ons gehad het oor 'n kort tydjie, en my net vir 'n jaar, dan kan ek net dink hoe fantasties dit moes gewees het om in julle ouerhuis groot te word. En ons bid dat die Here vir julle sal troos in daai leemte wat julle nou ervaar, dat dit met die tyd vir julle draaglijker sal word. Ek dink ek kan van julle maas sê, ek dink nie so nie, ek kan dit met oortuiging sê, dat sy altyd geliefd gevoel het. Sy het nogal 'n klompie kere vir my gesê ook. Sy het geliefd gevoel. In die eerste plek geliefd gevoel omdat sy geweet het dat die Here haar liefhet en dat die Here vir haar omgee en vir haar dra en deur baie moeilike tye al in haar lewe was die Here vir haar daar gewees. So sy het geweet die Here het haar lief, sy het geweet dat hy haar met hom versoen het in Christus. Sy het geweet die Here is haar herder, sy het hom vasgehou. Daaroor is daar geen twyfel nie. Sy was ook baie bewus van die geliefdheid van julle as familie om haar. Oor al die jare, maar sy het nou ook in die laaste tyd baie diep beleef, die omgee van julle almal. Julle was allemaal fantastische instrumente in die Here se hand om
die liefde wat die Here vir haar het aan haar te kommunikeer. Saam met julle as familie, ook dan natuurlik haar breër familie en haar vriendekring, haar geloofsgemeenskap, sekerlik groot in Ritsburg ook, maar ek kan maar net praat van hier, en dan nou ook die gemeenskap van Stillerwee, die inwoners en die personeel, almal mense wat vir haar wat voel het, sy is geliefd, sy behoort hier, sy is gelukkig. En vanuit daai liefde, het sy dan ook genoeg liefde gehad om te deel. En dit het ons allemaal beleef. Sy het omgegee, sy het waar sy ook al gekom het sy lig laat skyn. 'n klomp mense het vir my gesê, in die kort ruk wat sy hier was, het sy het nie gekom en sy het begin om die mense te besoek en vir iets te beteken. So sy kon vanuit daai geliefdheid, kon sy nog liefde gaan uitdeel. Van my eie hoek af, ek het daar baie geniet. Van die eerste dag af, voordat sy vir my morgen gesê het, sê ek hou van hierdie vrou, nee. Nou, dat jy daai bruin, haar lachie, haar glimlach, baie innemend, nee. Is het 'n goeie sin vir humor gehad? Sy kon met haar selfspot, sy kon dinge in perspektief sien, sy kon spot sonder, met ander ook sonder dat sy vir ander so seer maak, dit is maar net hoe dit is. Maar iemand wat ook bereid was om te leer, wat ook kop gehad het, ook gemoed om nuwe goeders te leer oor alles, ook oor die geloof. In die Bybelstudie, sy het baie graag die Bybelstudie bygewoon en deelgeneem aan die gesprekke. En ek het nou een dag dat ek vir die groep gesê, ek verstaan die gelykenis van die talente anders. As ek dit lees en ek lees dit in die regte agtergrond, dan is ek van oortuiging die derde oukie is eintlik die goeie oukie. Dit het vir allemaal 'n bietjie geskok, jy weet, en sy moet vir my eerst een wat my gesê, maar daaroor moet jou nog wel uithoor. Ek sê, dit is recht, ek sal wel daaroor met julle gesels, en elke nou dan herinner sy my, jy stond ons nog 'n antwoord, en toe het ek op die ou einde, en sy het begon nadat vir my gesê, sy weet nie of sy nou op hierdie ouderdom dit nou anders te wil verstaan het, maar wat ek gesê het maak baie sin, nee? En dit was my goed, want sy het ook gesê, dit gaan nou ook oplos, nee, dit is wel goed, sy sal het oorweeg, dit is iets oor na te dink. So ek wil sê van my kant af, dat ons is allemaal armer deur haar dood, maar ons is ryker deur haar lewe. Daarvoor dank ons die Here. Ek wil nou vir Hanlie en Louise geleentheid gee, om met hulle aan te bly. Gaan Louise geleentheid. Ek gaan soms so met julle praat, ek is nie verduidelik nie. En jy al hoor? Ja. Ek gaan nie altyd praat, maar in ons familie was ek maar altyd heel grapjas gewees en dacht my eintlik maar moeilik om te staan, want baie seker baie ernstig. En maar ek nou met die eerste ding die vele verduidelik. Op die blaadjie sal julle sien, daar staan 16, staan maar nie daar nie, ons het net die grapie daar gemaak nie, want ek verstaan die mense nie. Op die blaadjie staan 16/17 April. En wat gebeur het, omdat Trina is eintlik die 16 April gebore. En maar haar pa in daai jare, jy moes nou later die registrasies gaan doen en haar pa het vergeet om die registrasie te gaan doen, so hy het dit so netjie later laat doen. En toe hy met 'n ding aan sy self kom, kan hy nou onthou presies wanneer sy gebore is. En hy sit maar op 17 April.
My ouma verjaar toe tot op 16 April. En daai jare het hulle, as jy nog 16 geraak het, dan kry jy mos ook nou jou ID. En toe sy maar eerste groot eksamen gaan skryf. Toe sien sy maar ID, maar sy verjaar eintlik 17 April. So toe het dinge outomaties verander. So een helfte van 'n familie het al gebel op die 16 April. En dan ons almal die res het al op 17 April het ons geluk gewens. So sy was bevoorreg, sy het 2 verjaarsdae gehad. En die ander ding is, ek en my suster kom toe nou weer die jare agter, ons manne verskil van ons ma en pa. Ouma is kry net sonder 'n T, maar ons het 'n T agternaam. So ja, ons het toe gister gewonder of ons hulle kinders is, maar ek weet maar dit is maar jou grapjassie gewees, maar ek staan vandag en sê, en ja, ek het baie geskryf, want ek kon boeke skryf oor my ma. Dit is, my ma was een ongelooflike, amazing mens. Ons het, daar was altyd in ons huis lag, en daar was dans, en daar was grappies maak, en ek dink, ek en Hanna het die wonderlikste kinderjare gehad. Ek dink daar kan nog kinders wees, wat beleef het, wat ons beleef het nie. Ja, my kinders, elke keer na hulle geboortes het my ma gekom, en sy het eintlik redelijk lang gebly, want ek kon nie so lekker die babietjie stadium hanteer nie. So sy kom help, en sy kom klein neem, en nie oorneem in 'n slegte mate nie, maar sy was daar, om hulle self groot maak. Ek weet ook, my ma het vir een en elkeen gebid. Ek dink nie, haar gebede was ooit kort nie. En die aand van haar dood het sy nog 'n finale gebed gedoen. Al was dit op saggies geweest, dit was daar. Julle sal my so goed ken nie, maar my ma was al die jare huisvrou geweest, maar dit is nie wat sy was. Sy was 'n fenomenale sakevrou. Op Bloedswil het sy begin met 'n gemeenskap van kleringvrouens wat ongeskoold was. Sy het hulle gevat en hulle gelig tot hoogtes. En vandag het hulle 'n training center, wat ek nou sien op 'n website op Bloedswil. En ek is so trots op my ma, want baie klein mense, jy's 'n huisvrou en al wat jy kan doen is huis skoonmaak en net die basiese so goed doen, maar my ma en pa was betrokke by so baie dinge. En nooit by my onderwyser was, het my ma om en alles ondersteun. Sy was altyd daar om die man te maak wat hy ook was. Sy was agter ons, het alle funksies gereël wat daar gereël moes gewees het. Maar verder, daar so baie goedjies. Sy en my pa het die beste voorbeeld vir ons gestel. Ek het so 'n paar funksies gemaak in ons lewens. Sy het nog tweede mans gevat, maar die eerste mans is al so sleg. Ons het hulle nog steeds baie lief. Maar ja, sy was, Jacob, was al ander kinders geweest. Die Mikkelmans wat ons ook het, was ook al kinders geweest, en hulle was ook in haar gebede geweest. En ek kan net vandag dankie sê, vir al die goedjies wat sy vir ons gedoen het. Julle sal nie, ek weet nie of een van julle as jy om kinders het beleef het, dat 'n ouma vat 'n klein kind, as daar 'n lekker elke saam begin, en sy begin die bak doen, in die kombuis. Sy het ons geleer, konfyt kook, koekies bak. Sy en haar beste vriendin, die Nancy, hulle het elke week koekies gebak. Daar was altyd een of ander funksie geweest. En ek was nog klein, en my suster verskil 'n paar jaar nie. Ek het op die kombuiskas gesit en ek het altyd die mengbakker uitgelek. Toe na skool begin ek nou optel, ek was ook so mooi. My kinders geweest en ek het begin gewig optel en dan sê my ma sê, ek kon nie verstaan nie. En sy en die Nancy is by mekaar en ek sê, weet jy, dit is daai deeg wat ek so uitgelek het met my nou so laat. So, ja, ons het baie goeie herinneringe en ek prys die Here dat hy my ma kom haal het. Want sy het net pyn nie, ek weet, sy lag, sy maak tuin, alles wat lekker is in die hemel. Mens weet nie of sy ooit weer my pa gaan sien en of dit moontlik is nie. Maar daar is nog iets. My ma
dag van haar dood was sy met pa nog getroud, al was sy verlede week gewees. So ons het nog daai oorweekie om te oorkom. Maar voor ek nou klaar maak, wil ek net sê, ons het die bedankings in die briefie gesit, want dit kan ons maar lang raak. En, maar ons nog die extra mense wat ek wil dankie sê. Ek wil dankie sê vir haar dank vir Werner, vir wat ek al is gedoen het. Ek was hier nie, ek het my baie keer so frustreerd om hier te kan wees. En nie met my maat ek kan praat nie. Dan wil ek dankie sê vir my ander sussie Julie en Jacob, vir wat julle alles vir my maak gedoen het. Vir julle kinders, wat my ouma gekom het, julle sê het vreeslik geniet as julle daar was. Wil dankie sê vir Monica en Samuel kan ek vandag nie wees nie, maar wat kom oppak het. En met so baie, Monica het hierdie jaar en hoeveel keer Kimberley toe gery het. Ek weet nou, my kind kan lang pad op eie ry. Dankie Tashakie. En vanoggend, ek kan altyd gereedig kalm kan wees. Kom hier, Billetjie, net nie help nie. Wat vanoggend oorgevat het, omdat altyd gesê Dora huikies. Maar ek kon so nie goed instel, ek kon niks weggeruik vanoggend nie. Hy het die blom op ons gedoen. En ja, dan daar's nog baie onthous. Baie keer ons het 'n familiegroepie waar ons sit. Onthou jy nog as jy met die pauspyp staan? Hoe ouma gesê het, sy staan nou met wil soos 'n slurpie. Want as die damme van die water gekom het, moes sy skelm die tuin nat gemaak het in die tye wanneer daar waterbeperkings was. So dan gaan baie onthou jy nog steeds. En dit is wat ons aan die gang hou. En dan wil ek net sê, dit is sag mama, jou liefde bly hier by ons vir altyd vir ewig. So ek gaan my bes probeer hierso. Met die ouderdom tree in, so ek moet nou aan die brilletjie ook opsit. Net gou kry, ek is net bang ek vergeet al my woorde, maar nou kry ek die goed weg wat ek nou eintlik wil sê. Nou kry, as ek dit kry, sal ek met die kinders en dat hulle my kom help hierso. Ek kom as ek nie voor die tyd met mekaar gekonfereer wie wat gaan sê nie, so daar is so 'n bietjie oor verledings, maar ek dink dit kom by die hart uit. Ek het gesê my ma het ook omgee hart gehad van medemens en vir ons familie. Sy nie omgegee om reg te staan vir ander mense nie, al was dit vreemde mense. En haar kleinkinders, die kleinkinders was haar trots. Die oudste kleinkind, my seun, is al getroud. So die foto wat hier op die skerm wys, ek was by die troue gewees. En ouma het so mooi gelyk. Ouma moes by die troue die ringe vorentoe gevat het. So hulle het nou nie 'n klein seentjie of 'n dogtertjie gebruik vir dit nie. En my ma was so passeer wees, want daar waar die bruidspaar daar gestaan het, was trappies. En ouma se vrees was nie dat sy die ringe sal val nie, maar dat sy met die trappies sal struikel. So daar was ouma 78, maar ons het vir ouma mooi gehelp daar, sodat sy daar bo by die trappies sonder 'n val uitkom. My ma was vol liefde van Jesus se liefde, en sy was 'n bidder. En ek het ook vir mense gesê dat vertel my ma vir my, sit in die nag wakker gelê, en dan is sy gelê en bid. Nou ek was heel wat jonger toe gewees, en dink ek altyd by myself, Jesus ma, mens slaap in die nag. Hoe kan jy nou wakker lê en bid? En nou is ek op daai stadium, as ek nou s'nags wakker lê, dan kom al mense in my gedagtes op, en dan lê en bid ek vir hulle. So ek het eintlik 'n waardevolle les by my ma daar geleer. Dan, my sussie het dit ook genoem, my ma was nie van naaldwerk doen, sy het koek gebak, sy het tuin gemaak, en een van haar groot dinge, toe sy Kimberley toe gekom het, sy het gevra, is hier 'n VLV-tak, want dit was vir haar lekker, ek weet op Bloedsval was dit altyd donderdag, dit is altyd Saterdag hier so gewees, om donderdag VLV toe te gaan, want sy het vriende gesien, sy het saam gekuier, en hulle het praktiese goedjies gedoen, en sy het nuwe goed geleer, en dat sy huis toe gegaan, en sy het gaan uittoets. Dit was vir haar lekker gewees. Sy
Sy het aan die VLV se kompetisies deelgeneem. En eintlik moet ek sê, sy het haar lewe geniet. Dit was vir haar 'n fees, die VLV. Maar wat sy ook vir ons geleer het, my ma was hardwerkend. So, al was sy 'n huisvrou, sy het hard gewerk. En sy het my pa vreeslik ondersteun. Daai tyd toe hy skool gegee het by die VCSV en die kampe wat hy moes hou. En my ma moes maar eintlik gewoonlik regstaan om die kos te maak vir 100 of 120 kinders. Ek kom iets oor as ek vir so baie mense moet kos maak. Maar ons het maar saamgesleep kampe toe en ons het maar deelgeneem en ons het gehelp brood smeer. En ek weet in een van die kommentare het die kinders aan die einde van die kamp geskryf, smeer net asseblief die broodjies se boeke. So ons moes toe van daar af mooi oplet dat ons die volle snytjie brood potte smeer en nie die boekies mis nie. So, my sussie het gepraat van die huisvrou tak. Sy was eintlik in 'n groot motorongeluk in 1996 en al 2 bekkenbene gebreek, so sy moes regtig van vooraf leer loop. En sy sê terwyl sy daar in die bed gelê het en met die Here gepraat het, het die gedagte by haar opgekom om iets te doen vir die gemeenskap. En dit is hoe die huisvrou tak dan toe nou begin het. Hulle het maar meerendeels in die gemeenskap lap gekry en hulle het lasapie komberse gemaak en dan het hulle dit verkoop wat eintlik vir daai mense wat baie ongeletterd ook was, vir hulle 'n inkomste gegenereer het. So dit het alles uit die hart uit gekom. Ons het koekies gebak. Dan het ek soggens 4 uur al opgestaan met my ma se rug wat seer was. Kon sy nie die meeltjie vir daai vlakkoekies lekker draai nie. So ek het dan al gou dit gemaal voor ek skool toe gaan. As sy het gebak en as ek vanmiddag van die skool af kom, dan was die koekies mos nou al koud. Dan kon ons nou die icing ingesmeer het. Dat is dit verkoop en dan het ons saam met die klein kinders by die vakansies altyd gaan vakansie hou. Ons het altyd gesê ons gooi op daai geld in 'n blikkie en dis ons vakansiegeld. So ouma het baie saam met die klein kinders gedoen. En dan het ek gesê, ek kan maar net dankie sê vir 'n ma wat vir ons waardes in die lewe geleer het. Sê asseblief, sê dankie. En ek dink dit is nogal belangrik in vandag se tyd ook, want regtig soos ek wat skool gee, dis goed wat verdwyn. Maar my ma het van daai waardes geleer en sy het my van Jesus geleer. Ek kan die pad saam met hom stap. En dan, my sussie het ook nou hier gespot en ek het ook hier geskryf en daar was 2 goed waarvoor my ma baie bang was. Die een was spinnekoppe. So, daar is altyd 'n doemblikkie ergens ook voor die bed in die kamer. As daar 'n spinnekop is, dan moet hy maar gaan. En dan die ander groot ding was die donderweer. En toe kom sy in die Weskaap, julle wat dan van die Weskaap, in die Weskaap is daar nie donderweer nie. Daar was nie haal nie. Ek was in standaard 9 graad 11 toe ek vir die eerste keer in my lewe haal gesien. Toe die haal geval daar in die Weskaap. En soos ek was verskriklik, bitterlik bang vir donderweer. Sy het letterlik soos 'n spinnekop daar in die hoek gaan sit, of sy kon onder die bed weggekruip het, net om van die donderweer in die blitsaal weg te kom. So dis sommer waar humoristies waar ek ook aan my ma dink. En dan wil ek sommer net sê dankie vir almal wat hier is. Julle is regtig naby vriende en mense wat ek hier in die ouer huis ontmoet het. Dankie vir julle almal wat hier is. En julle kan op die briefie sien, ons het 'n ander bedankings almal daar vir julle neergeskrywe. En dan het dan nou so een opsie gekom, as ons net nou Amazing Grace sing, die woorde op die blaadjie is nie dieselfde woorde as wat gaan speel nie. So maar ek aanvaar almal ken dan vir Amazing Grace heel goed. So volg maar die woorde wanneer dit gaan speel en moenie probeer om die woorde van die blaadjie in te druk nie, want dit gaan nie werk nie. So ouma, daar is vir jou nog so 'n bietjie humor op die ou einde. Baie dankie julle. Dit is wonderlik dat julle so kan praat oor julle ma. Ek is nou nog spyter, ek het haar eers vir 'n jaar terug leer ken. Kom ons bid saam. Kom ons word bewus daarvan dat die Here hier in ons midde is.
en sy liefde hier is. En kom ons dink aan dinge waarvoor ons so dankbaar is rondom haar lewe. En ons laat dit soos die rook opgaan na die Here toe, as dankbetuigings. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is. Loof die Here en vergeet geen een van sy weldade nie. Dit is hy wat my sonde vergeef, wat te midde van siekte en dood my met liefde en ontferming bekroon. Hy laat my die goeie in oorvloed geniet. Hy skenk my die jeugdige krag van 'n arend. O Here, ons loof U. U is ons Here. Amen. Vriende, ons gaan nou daardie gevierde lied Amazing Grace sing. Ek het dit nogal probeer, want ek het nou bekommerd gewees, ek moet voorsing, dat ek nou probeer om ding in te oefen en gesien, dit kan nie werk nie, so kom ons concentreer net op die musiek, en ons ken daarop die woorde. Ja, ek weet nie dat ek knopje druk op iets. Ek is gevra of ek Psalm 23 uit die woord sal bedien en ek doen dit graag. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lang by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot
in lengte van dae. Hierdie is seker die bekendste Psalm vir die meeste mense, die mooiste Psalm, die ene wat jy van kleins af al geleer het. Nou wil ek 'n paar dinge net van die Psalm sê. Die eerste is dat dit 'n baie persoonlike Psalm is, 'n baie persoonlike lied of gedig wat ons hier lees. 17 keer kom die woord ek of my in die Psalm voor. 17 keer. Nou word dit nie gebruik op 'n selfsugtige manier nie. Dit wil eerder dui op die intimiteit, die verhouding, die mooi toegang wat ek tot hierdie herder het. So, dit praat van die mooi verhouding tussen die Here en Dawid. Dit is spite van wat Dawid al gedoen het. Nee, hy het nie net een keer verkeerd gedoen, net Dawid het, soos ons almal 'n klomp keer sonde gedoen. Maar ten spite van dit alles, het hy geweet, die Here is my herder. Ek kan altyd by die Here kom. So die Here was nie van iemand ver weg nie. Die Here was nie iemand wat 'n verhouding soos met almal van ons in die bondel het nie. Die het hy ook. Maar met elkeen van ons persoonlik loop die Here 'n pad. En die Here is nie anoniem nie. Ek is nie vir die Here anoniem nie. Ons ken mekaar. Dis wat ek bedoel met hierdie persoonlike Psalm. Nou vertel ek graag altyd wanneer ek praat oor Psalm 23, vertel ek graag hierdie anekdote wat baie van julle nou al vir my so gehoor vertel het. Ekskuus, ek het druk met die kaas en ek baie dors maak in die oggende. Dit gaan oor die dorp in ou Europa, in die 18de eeu rond. En dan kom die nuwe dominee op die dorp en hy word bekend gestel aan almal. Maar daar's die een seentjie wat een kan bly. En die dominee vra, die seentjie is nie, hy is doofstom. Jy kan hom niks leer hê. Los hom maar. Nou nie, jou breek oor hom nie. En die dominee sê, ek kan ons nie dit doen nie. En hy het hard probeer om vir hom iets te leer, maar hoe doen jy dit nou? As iemand nie kan hoor nie en nie kan praat nie. En op die ou end het hy vir hom wel een ding geleer. En hy het gesê, ek wil dit altyd onthou. En hy het vir hom gesê, die Here is my herder. En hy het dit al ingeoefen. Die Here is my herder. Onthou dit, het hy vir hom gesê. En toe was daar 'n groot sneeustorm gewees een nag. En toe die mense nou die oggend by die kerk kom, is almal daar behalwe die seentjie. Toe gaan soek hulle hom. En die hartseer was dat hy toe verklein het die nag. Maar die mense wat hom gekry het, kom by die dominee en hulle sê vir hom, is vreemd. Hy het so 'n wonderlike gedee met die een hand so om sy vader. Dit sê vir my iets van wat dit regtig beteken. Nou wil ek vandag sê, Trina het geweet wie is haar herder. Sy het haar herder geken en haar herder het vir haar geken. Soos ons allemaal, want dit is toch die wonderlijke ding, né? 'n ouer het hopelik met elke kind 'n unieke verhouding. En so is dit ook die Here met ons. Die Here met ons elkeen 'n unieke verhouding. En met haar het hy ook 'n unieke verhouding gehad, 'n spesiale verhouding.
waarin sy ook kon veilig voel, ongeag wat gebeur. In die verlede, wat ook al gebeur het, wat traumaties of seer was, kon sy altyd weet, maar die Here is daar vir my, die Here troos vir my. In die laaste stuk pad wat sy moes loop, wat regtig waar 'n moeilike een was. Nie net fisies, maar ook sielkundig, emosioneel, psigies emosioneel, kon sy weet, maar die Here loop saam met my in die pad. En sy sou reg wees om dit te gegloed, want dit is wat dit is. Maar dit moet julle ook onthou, en ek, dat die Here ook met ons elkeen daai unieke verhouding het, en dat ons altyd, waar ons ook al moet gaan, sal dra. Die tweede wat ek wil sê, as hierdie psalm gaan, terwyl dit nou 'n baie persoonlike psalm is, met die woord my en ek baie daarin, gaan die psalm eintlik oor God. Dit gaan eintlik oor die herder, en oor hoe hier God is. Hy vertel wat was sy ervaring van God. Want kyk, jy kan oor God praat, daar's baie gesprekke en debatte ensovoorts oor God, wie is God en hoe moet ons dink oor God. Maar hier gaan het daaroor dat hierdie God is miskien baie goed as jy dit in mekaar. Hierdie God is ene wat vir jou sal voed, wat vir jou sal lei, wat jou dors vir jou sal les, wat jou sal dra wanneer jy jouself nie kan dra nie. Dit is hoe hierdie God is. Dit is sy belydenis van hierdie God. Ek beleef hierdie God as ene wat nie net sê hoe hy is nie, maar wat vir my wys hoe hy is. En wat altyd daar is vir jou. Maar die baie interessante ding van Psalm 23, jy begin lees en dan kan jy die gevoel, maar hy bely nou vir God. Hy is 'n geloofsbelydenis. Psalm 23 is 'n geloofsbelydenis. Hier nie halfpad. Dan begin hy bid. En hy begin praat hy oor God. En in die laaste helfte praat hy met God. Dit is vir so mooi, daai oorgang. Nou, dis een ding om oor God te praat. Selfs in 'n belydenis oor God te praat. En te sê, dis hoe ek God sien, God beleef. Dis 'n ander ding om met God te praat. Die een kan meeste mense op een of ander manier doen. Die tweede kan net die skape regkry. Maar dit is vir so mooi dat wanneer jy oor God praat en jy in verwondering is oor God, dan kan jy ook nie anders nie as om te eindig met 'n gebed om te praat met die Here. Die twee loop altyd so saam. Ek het net vanoggend myself in geval. In my stilte tyd, ek skryf in my stilte tyd dagboek en ek begin en ek skryf oor wat het ek van die Here nou hier geleer en toe ek weer kom kry. Toe praat ek met die Here. Dit gaan oor my gebed. En ek dink dit is hoe dit met ons behoort te wees, dat ons verhouding met die Here moet sodanig wees dat wat jy ook al van die Here praat, dit gaan oor in 'n gebed. Nou hoor ek ook van Treina wat gebid het in haar sterwingstyd. Dit is sy gedoen, omdat sy ook gesterk bely het nog al die jare. Die ene van mense gesê het hoe hy is ook die ene van wie sy wil sê, ek het nie so nodig. Ek is van die afhankelijk. Dan wil ek afsluit met
belangrik is dat ons dit inslaan in ons gedagtes. Hierdie Psalm praat oor 'n toekoms vir ons almal. Maar die Psalm praat van 'n toekoms vir ons almal omdat ons nou in die hede daai selfde een beleef. Niet in die einde, dan kom jy agter, maar ek praat nou eintlik van nou en tot in ewigheid. Nou, ons het 'n manier om te dink dat die ewige lewe is die hiernamaals. Die hiernamaals is deel van die ewige lewe. Die ewige lewe begin wanneer jy kind van die Here is. Wanneer jy 'n verhouding met die Here het, die ewige lewe vir jou begin. Jesus bid in die tuin van Getsemane vir die disippels en vir almal wat hom sou volg. En dan sê hy op 'n punt vir die Vader, Vader, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken. En vir my wat U gestuur het. Dit is die ewige lewe, vriende, om vir Jesus te ken. En jy ken hom nou al. Jy is nou al in die ewige lewe. Jy hier en nou, en dan het jy die graf, en dan het jy die namaals, en dan het jy die wederkoms, en dit raak net al hoe voller, maar is nou al daar. En die wonderlike ding is, dat ons op hierdie aarde alreeds daai vreugde kan beleef. Dit duik op ons neer, dit reën op ons neer alreeds. Iemand sê vir my eendag, maar ene, as dit die ewige lewe is, dan is dit nie veel om van te praat nie. Maar dan is dit miskien, omdat jy te min met die een praat wat het vir jou gee. Want as jy met daai ene praat, met daai ene intieme verhouding het, dan word jou moeilikste ure, jou ure van Godse liefde, wat in jou geopenbaar word. So ek wil vanoggend vir julle kom aanmoedig om voor te bou op die persoonlike verhouding wat jy met die Here het. Altyd te weet, hy is by jou. Dat jy met die Here sal bely en met die Here sal praat. En dat jy sal beleef dat die Here jou elke oomblik troos, versterk, nuwe lewe gee. En dat ons in hierdie lewe nou die volheid van die ewige lewe sal leef. En dan sal mense van ons sê, as ons die dag moet gaan, wat 'n vol lewe. Ons dank die Here vir hierdie mens. Amen. Here, so kom ons vandag vir U dankie sê vir hierdie mens aan wie ons vandag dink. Dankie Here dat sy aan die kant van die graf gedoen het wat haar hand vind om te doen. En dat sy het gedoen het sonder om meer van haarself te dink as wat sy behoort. Dat sy dit kon doen met 'n sin vir humor, met 'n sin van proporsie. Dat sy dit kon doen as iemand wat weet van waar haar hulp kom, wie haar herder is. Dankie Here vir alles wat sy vir elkeen hier kon beteken. En dat sy 'n wonderlike instrument in U hand was om ons en vir al haar familie se lewens te verryk, op te bou. Dankie dat U mense gebruik, dat U vir haar gebruik het.
En dankie Here vir elkeen hier wat instrumente in U hand was om haar lewe te verryk. Dankie dat sy dit ook so beleef het en dit ook uitgespreek het. Gee Here dat hulle daarby sal troos bid. Ons was daar vir mekaar en ons was instrumente in die Here se hand. Ons bid Here dat U vir ons elkeen sal help om naby die Herder te leef, intiem saam te leef. Dat U ons altyd sal aanmoedig om te bid en dat ons sal gehoorsaam. Dat ons U naam sal bely en uitdra na ander toe, soos dit hoort. Dat ons dit sal doen nou en tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou geleentheid kry om die bronwater wat daar is, waarby die kussie met haar as te strooi in die bromme. Dat is die laaste ogenblik. En jy hoef te jaag nie, kan het rustig doen, ons het tyd. Dan vraag my die kinders en klein kinders. Vriende, voor ons die laaste lied sing, wil ek weer Psalm 23 lees. Maar die keer wil ek hê, jy moet dit hoor, asof Treina dit vir ons vandag nie kom sê.
Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al is ek deur donker dieptes, was ek nie bang nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Kom ons sing nou die tweede lied, ons sing staande. O Here my God, daarna sal ek die seënbede doen en dan is daar ver ons daar agter waar ons gaan saam kuier.
Ja. Ek is nog so wat mal is wat soet goed veral. Ja, maar ek is soet goed. Dan neem je altijd niet te veel van. Hij camera nu af.
Is it for your black
extreme slaapsloop.
Jong, ek weet dit nie. Dat van die sessie moet al langs gegaan. Ja, nee maar... Ik ken zo'n ook nie. Ja, dat beloof ik niet te doen. Maar die blok is vandaag.
Viva Oma! Ik ben ook mijn story plaatsen. Ja. Niet zo makkelijk.
So die dokter, swaar op wat onder maak gewerk het, die selfs van ons kontak gekry om wat is hy nou? Maar dokter het saans ons kon doen. So hulle het ook gesê dit is inderdaad so. Die was dan 3 jaar in die hospitaal. Die sy saterdag maar sy het was by die wat is soos ek het eendag daar gesit sê dat ek moet gaan spier alles is nou al baie so dit van baie daar stel ja so maar kinders is daar nog nie materiaal ja so die was nog gewees met hier nee dit maar al die vergeet die dinge ja ja, maar dan, ek het al van besoek, maar ek kan nie van die hospitaal besoek nie, ek haal het plaas, want ek onmiddellik na, wat was sy daar. So ek het baie pijn, sy verskriklik die kinders is by die huis, maar waarom is ek nie meer wat weet jy soms? So, maar dan weet jy dan ja, maar ons gaan vanaand weer gesels. Ok, mooi bly. So is dit staan vir die werk doen. Ja, ons kan by die huis uitsorteer, ek sien eers 'n skoon geëet. Maar ons pak sommer maar so ophoor nee, dat dit net so 'n bietjie minder borde is. Ja, net die selfde bietjie. Jo, hier is verskriklik lekker padkos. Ons nou opstaan. As waarom ons nou vervoer kry dat ek ons weer in die wachtkamer van die ekels aan die kamer. Magdel, sorry dat ek in jou sok val, jy moet daar 'n plastiese bakkie gryp en vir jou en vir Gert goed saamvat. Ok, ek sal vir hom sê, jy stuur dit op die berg. Ja. En, toe loop Gert om die grond. Die vrou die bakkie moet terug. Dis kan sit of vra. As jy dit so uitgesien het, sal jy Ja. Ek gaan dit vir haar teruggee. Nee, maar hy laat nie van die van my bediend saam. Ons gaan nou vir ietsie vat en dan gaan ek ons die hande sien dit. Ons kyk wat is daai. Ek gaan nie die woord vir daai vrou teruggee. Ons probeer dit ons nou mooi hou. O, sorry Magdel. Ek raak al toe hierso, want ek kan enige tyd vat. En so. Maar wat van hier? Wat van Chris? Dis is daar nie geseer. O, Wag, ja, kyk kan ek. Carola, daar's iemand met Carola. Nee, dit het 'n man moet hierdie werk. Sien ek. Dis 'n blou werkie. Dis 'n blou werkie. Wat is hy? Ek gaan nou
vir hom sê jy het gister. Ja. Nee, weet jy wat gaan ons nou doen? Louise gaan vir hulle vir die pad ook uithaal. Ja, en ek gaan dan vir die kar wag. Dis nie vir ek kan nou vir hom sê hoe klaar dit gemaak. Sien hy maar. Ja. Ons het baie daar in die skool na toe gegaan. En dan kom ek gaan. Wat dan? Ja, Ek gaan doen dan. Ek by die huis. Starte. Nou, lekker rus met jou vakansie. Probeer maar so 'n bietjie. Ja. Ek kom dan nog maar Elsie op te doen. Doen alles net so baie is. Ja, maar toe. Nou, dit is die stokkies ingesteek. Ja, sy een kan uithaal, gaan ek aan die kant. sy kyk O, great. Dis die draai dan. Ons kan met die eiertjies net vol eiertjies te maak. Ek sal maar van Monica. Ek hoor ek is number 1. Jo, durf mamma dit kwyt raak. 'n Mens kan nie lank pad vat sonder 'n gevulde eier nie. Ou laas ek op in die kar. Einste, ek dink